ek is Hemelbesem. Ek is afkomstig eintlik van die Kaap, maar gebore en getoe in die Namaland. Ek is 'n Namakind, trotse Namakind. Wanneer ek groot geraak het, is 'n mengelmoes van jy weet, demografie. Ek het groot geraak vir lank in die Kaapse vlakte, maar soos ek sê, ek is gebore in die Namakwaland, maar dan het ek ook vir omtrent so 12 jaar in die Boland gebly, so ietsie van alles, potjiekos. My heel eerste herinnering van musiek, Jimmy Cliff dink ek, Reggae Nights, maar van die musiek waarmee ek groot geraak het, Cathy Viljoen, jy weet, Janita Du Plessis, ek dink Dolly Parton, Don Williams, al die country type of music, maar ook reggae, Bob Marley, Eric Donaldson, so baie musiek. Ek is beïnvloed deur verskillende genres en tipes musiek. Ek was 'n music analyst van kleins af. Ek dink die eerste toe ek 'n recorder kry, dit het musiek vir my gedoen, of beginne, hoe dit vir my aangeraak het is, ek sit met hierdie recorder en dan, jy weet, as hy radio iets speel, dan record ek hom, en dan probeer ek luister wat die ou sê, maar omdat dit vir my gevoel het, dit manipuleer my hoe ek voel, my gevoel, die atmosfeer, die klimaat waar ek nou sit, het ek agtergekom, dit is eintlik 'n tipe van 'n medium om mense te kry by 'n spesifieke punt, deur humor of hartseer of whatever. En so het ek die music so geanalyse, en dan skryf ek die lirieke self neer, probeer dit self doen, en tot ek later voel, maar as ek die ding self doen, kan jy ook so mense kry by 'n spesifieke punt het. Die heel eerste song wat ek geskryf het, al die rappers het my Engels begin. Vir myne was 'n geweldige geestelike ondertoon eintlik, was by die skool, by Blackheath High. Ek het nou juist op die nuwe album van Bitter Einde, dan noem ek 'n stukkie daarvan, ek sê, van die konie verskom ek soos doorne weer, toe was sport nog gesponsor deur Paul Revere, wou 'n song in 'n hol en kommunikeer geflop, toe sê jong drop hy chorus weer. Ek het geflop daar in hy hol, terwyl ek daar staan, en ek is like, oh, my broek het gebewe, my pa het altyd gesê, staan stil broek, jou baas bewe nie. En toe ek daar staan en toe flop ek geweldig, en toe skree iemand, doen dit weer, maar dit was 'n grap vir hulle, verstaan, maar as die ou nie gesê het, doen dit weer nie, dan het ek hier gesit vandag, so, that was amazing, het 'n geestelike ondertoon gehad, het was like guys, kom ons ruk ons reg, morally, en so on, so, ek dink dit was die inspirasie. Afrikaans, domestic issues en social responsibilities is 'n groot deel van my werk, en van die eerste songs wat ek, is nou net 'n dokumentary gedoen oor Woester se Afrikaanse hiphop, en die ouens skryf almal terug na hierdie spesifieke song, toe ek 'n song uitgebring, as die ma drink, dan drink die baba saam, as die kind vas sit, is dit die pa se blaam, maar die pa kan maar verniet uit die water staan, want die skuld is eintlik hulle albei sin saam. En duisende kinders, daar was oor die 37,000 van hy albums gesponsord en vir die kinders gegee, so oral waar kom, het kinders daai gerefrein en geken, en ek het gesien die impak, as jy kan relate op mense se taal, nie net hulle moedertaal, en daarmee bedoel ek nie 'n spesifieke taal nie, maar die moedertaal van hy spesifieke plek, as jy dit kan inwerk in jou musiek, hoe kragtig dit kan wees, om agents van change te wees, ja. Ja, ek dink die medium, die platform, ek het nou onlangs 'n rubriek geskryf, iets wat ek ook baie lief is voor, en 'n rubriek geskryf in die Taalgenoten, waar ek juist noem in die laaste dekade, dat Afrikaans het hy trotsheid weer herwin, deur die rebels van sy tyd. Nie jou akademie, boeke wat daar op die rakke is, ek praat van jou gemors, wat die uit die sak uitkom, jou fok of polisiekarrele, en daar het gesê die jongens weer sê, ja, ek is trots Afrikaans, en in my demografie het Afrikaanse hiphop daai gedoen, nie gesien noodwendig in die media nie, maar dit het dit gedoen. Jy kan in Caledon gaan, ek bring ouens na hierdie ding toe, van Namakwaland, van Namibië, ouens wat dit in Afrikaans doen, en hulle sê hulle wil dit nie in Engels doen nie. En baie van die syfers, as jy instap, dan gaan hulle jou sê, maar nie as jy Engels rap, ons boe vir jou hier weg, jy moet Afrikaans rap, sien? So die selfde passie is nog daar in die ondergrond, bubbling under, soos hulle praat in sport, maar ek sal sê, dis maar die platforms, en wat ek mee besig is, juist nou, is om te werk met al hierdie stigtigings, wat Afrikaans probeer bemagtig, en jy weet, voortplant, en by my gaan dit oor, adding to the language, en ouens is bang om by te voeg tot die taal,
En maar die manne is gereed, is baie meer buigbaar nou, maar dit gaan maar oor die platforms, radioplatform, televisieplatforms, en ouens moenie dink dit is riskant om hip-hoppers te sit op 'n stage waar miskien 'n band is of so nie, want die ouens kan nie ding ruk soos hulle sê in die Kaap, ja. Silence is my heel eerste tattoo gewees. Het is maar net your space for thought. Dis my mic arm en dit gaan oor om stilte. Jy weet, ek wil hê mense moet stil wees wanneer ek praat. As mense stil is, dan dink mens, jy weet. So space for thought en dit gaan ook tot hier by my pinkie, dit gaan tot op my hand. Wanneer ek is prakties oor wat ek sê. Is nie net iets wat ek sê nie. Ek self oor wat baie top en mediteer en so aan. So dis vir my belangrik. Hierdie is my oupa se oupa, dit is kaptein Hendrik Witbooi. Dit is natuurlik die ou wat op die Namibiese dollar ook is, hero van Namibië. So hier sal staan Gaup Nganse Abemap, wat beteken the captain that disappears in the grass. Want hy was 'n gorilla fighter gewees van sy dae. Ek dink wat Nelson Mandela beteken vir Suid-Afrika is wat kaptein Hendrik Witbooi beteken van Namibië. En dan ja. Hierso is julle ken die scene van Lion King en hierdie ek sal maar net hierso stop want ek het baie tattoos. Hierdie een is Rudy Youngblood se weergawe van die Mayans van Apocalypto. Soos dis my revolutionary arm is waar moet vasvat. Ja, ek is so excited oor my album. Ek beskou hierdie as my eerste album wat nou uitkom. Die album se naam is Hemelbesem ook. Ek het feature ouens soos Franco van Coke seker op 2 songs, Oriel Hayes, cabaret sanger, EJ Van Lyric op 'n reggae track, Emo Adams op 'n lekker motivational ding daar. En dan jy weet ek try altyd om ouens te bring van die ondergrond af ook in hierdie musiek in. So daar's manne van soos wat ek dink van die beter vocalist daar buite, Melly Gray. Ja, dat is so baie moenie worry nie, is 'n track wat ek oorgedoen het van Gian Groenie, een van my gunsteling kunstenaars. Op sy albums is dit alles sal okay wees. By my is dit moenie worry nie. It's an amazing video wat gaan drop. Ek guarantee dit is amazing. Franco hulle, Emo, almal is op hy video. Karen Korkie, ek het almal ingetrek wat ek kon intrek in hy video. En het is baie exciting times. 30 November gaan dit uitkom. En ek glo MK89 gaan dit definitief vir my push. Maar dit is high quality. Imogen Heart het net gesê, hulle believe in die song. En hulle gaan alles gee. Ons het so 3-4 dae geshoot aan dit en it was amazing. So die album, Hemelbesem, dit is my exhalation. Dit is waar ek sê, jy weet, so ek is baie excited oor dit. Is woordkuns by excellence glo ek, maar ook baie variëteite wat die klank aanbetref, nie 'n normale boom bap goed is nie. My boodskap vir elke ou wat 'n droom het is baie simpel. Jy weet, wees yourself. You know, nobody's going to pursue you for your sameness. Hulle gaan jou pursue vir jou difference. En kyk, wat los jy op met jou musiek? Jy weet, ou soos Franco van Coke het die gap gesien, dat hulle stem nie gehoor word in Afrikaans, die frustrasie nie gehoor word in Afrikaans nie, en dit het uitgekom aan die einde van die dag. Wat wil jy sê in Afrikaans? Jy weet, droom in Afrikaans, skryf in Afrikaans, jy weet, dink in Afrikaans, as dit jou taal is. Indien nie, jy weet, doen, wees jouself. Dit is so 'n cliché, maar dit is belangrik dat ons kyk televisie en ons dink, dit is hoe dit moet wees, daai is hoe dit moet wees. Ek het nog nooit baie van hierdie goed waarmee ek besig is gestudie nie, maar omdat ek 'n keen observer is, het ek dit probeer toepas en nou, jy weet, deur myself te wees, deur my limitations en my strengths, push ek basically die wat ek leer, ja, so wees jouself. Hemelbesem is wat die mense vra, en daar, kyk net hierdie bek sal jy moet kry by Jam pa, vragtig wat ek vir jou sê, is pragtig as hoe jy dit wil hê. MK is Hemelbesem, reason, hierdie bly die screening vir elke ou wat believe in hip-hop, dit is maar die way ek doen my vox pop of 'n drop, hy's maar net ek is so pas op.